Good morning everyone, goeiemôre almal. Ek wil vir ons twee stukkies hier uit die woord van God lees en ek sal dan iets daaroor sê. Die eerste gedeelte is uit Matteus hoofstuk 12 vanaf vers 33 tot 37 en die opskrif is bome en vrugte. En ek wil hê julle moet mooi luister. Hier staan: julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. En nou wil ek gou vinnig blaai na 'n gedeelte uit Openbaring, en ek wil dit ook lees saam met hierdie gedeelte. Hier staan Openbaring 3 vers 15, skus, ek is nou so 'n bietjie deur mekaar. Ek gaan net 'n gedeelte hier uittrek. Dit is die brief wat aan die gemeente van Laodicea geskryf is. En hierso staan: ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Net tot sover. Nou mense, ek het nou eers hierso vir my 'n stasietjie geset op wat ek wil praat, en ek wil nou iets sê oor hierdie twee gedeeltes wat ek gelees het, en ek hoop regtig dat dit vir ieder en elk iets beteken. Jammer dat ek die kamera so ronddraai en swai. So, people, once again, I'm going to switch over to English a bit. I assume and presume that everybody understands English quite well. The sun is behind me now, so the camera is a bit bad. Maybe I should rather keep it this way. So I've read now in two parts of the Bible, where I'm not going to translate it. Just remember, English is not my first language. It's my second language, so I'm not a pro in English. I speak a very mediocre English. So basically what was said here was, out of your words, you will be either denied entrance to heaven or allowed into heaven through your words. And then that was a part in Matthew. And then in Revelation I read a part where he basically says he will spit you out of his mouth if you are not either warm or cold. So this once again is a very stern and serious warning to all of us. To remember that, and that's the part that I didn't read, but I know it's in the Bible. Unfortunately, I'm very bad with quoting verses out of the Bible. I have to go and look them up, but there's a part in the Bible that says, your words can either bring life or death. Mense, ons het nou gelees, deur jou woorde sal jy geoordeel word, deur dit wat jy sê. Nou wil ek jou vra, wat sê jy van jou man? Wat sê jy van jou vrou? Wat sê jy van jou werkgewer? Wat sê jy van die mense met wie jy elke dag doen het? Nou wil ek nog 'n vraag vir jou vra. Wat sê jy van die ou, die man of die vrou wat jy supposedly ag as jou beste vriend?
Ons is baie geneig om baie maklik sleg te praat van mense. Mense, hierso is 'n waarskuwing uit die woord van God wat vir ons sê: deur jou woorde sal jy veroordeel word of vrygespreek word. Ons woorde dra krag. Ek wil vanoggend heel eerstens vir myself en vir almal wat na hierdie boodskap luister sê: die posisie waarin jy jouself bevind, finansiëel, in jou huwelik, in jou werk, jou verhouding met jou kinders, ou tannies en ooms, kinders, paas en seuns wat jy wil praat met mekaar, maas en dogters wat jy wil praat met mekaar. Jy is daar oor jou woorde. Miskien 'n bietjie oor jou dade ook. Maar ek sê vir jou vandag, my ondervinding uit, jy is daar oor die woorde wat jy gespreek het. Ek het nog nooit iemand in my lewe geontmoet wat 'n persoon geklap het of in die vuis geslaan het, wat vir jou gesê het, hy is lief vir jou nie. Ek gee om vir jou nie. Wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou situasie vir jou verlig? Kan ek vir jou bid? Kan ek jou op my gebedslysie sit? Waarmee sukkel jy? Hoe kan ek jou help? Ek het nog nooit iemand gesien wat sulke woorde spreek in jou afwesigheid of in 'n briefie of in 'n wat iemand sal klap of met die vuis slaan of vloek of sleg sê of enigiets sê. En dis soos die Bybel vir ons sê. Hy sê vir ons in Spreuke: 'n sagte woord laat woede bedaar, en 'n krenkende woord laat woede ontvlam. Let that sink in. We are what we are, and we are in a situation where we are because of the words we are speaking, because of the words we had spoken. We have spoken something into existence over our lives, over the lives of our wives, over the lives of our children, over the lives of everybody we are interacting with, our families, our employers, people we are interacting with. En dit kom weer terug na iets wat ek 'n paar weke terug gesê het oor die saad wat ons saai. Jy plant nou mielies. Dink jy nou regtig waar daar gaan ertjies opkom? Nee my ouma. Daar gaan nie ertjies opkom nie, daar gaan mielies opkom. En daar gaan ook nie net 1 mieliepit opkom nie. As jy 10 mieliepitte geplant het, gaan daar 10 mielieplante opkom en elkeen moet so 2 of 3 of 4 mieliekoppe. So hy vermenigvuldig homself met bitterbaie. En as jy onkruid plant, wat dink jy gaan nou gebeur? Jy hoef nie eers te plant, jy plant van homself. As jy tog maar warm of koud was. Maar nou omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspieg. Mense, ek wil nie dit hoor nie. Ek wil nie dit eendag hoor nie. Daar kan mense my so sleg maak oor hierdie video's wat ek maak. Hulle kan my die slegste, lelikste goed vir my sê. Ek het nie 'n saak nie. Maar ek het deur die genade van die Hemelse Vader, die genade van Yeshua Messia, deur sy bloedoffer, is die enigste rede hoekom ek hier is. En ek kan en ek sal dit net eenvoudig nie meer deny nie. Ek kan dit nie doen nie. My lewe, ek is nie meer jonkie. Ek weet nie hoe lank ek nog gaan lewe nie. Ek sien hoe dood die mense rondom my, wat my ouderdom is, wat jonger as ek is. En ek sê weer, as ek een persoon, net een enkele persoon tot redding kan kry, ek sê nou ek bedoel, ek kan niemand red nie, God red, Yeshua red. Ek bedoel maar net, hierdie video's wat ek maak, hierdie boodskapies wat ek uitstuur, mense, ek doen dit nie om famous te word hier, ek worry nie oor die man.
Ek vind maar as ek na iets luister en kyk, 'n geestelike, inspirerende ding, dan is dit altyd lekker om iemand se gesig te sien en die woord te hoor. Ons sal ons woorde in alle erns moet begin tel. So dit is by my boodskap. Gaan lees gerus daai 2 gedeeltes. En lees dit weer tot dit insink. Jy sal deur jou woorde veroordeel word, of jy sal deur jou woorde vrygespreek word. Het jy enige idee hoeveel gewig daai skrifgedeelte dra? Vandat ons opstaan in die oggend, tot ons gaan lê in die aand, hoeveel woorde praat jy? Hoeveel goed praat jy? Wat so goed sê jy? Met wie praat jy? Wat doen jy? Bitter baie. Party mense se monde gaan nie toe nie. Jy sien hoe dat hulle monde toe is, hulle praat aan mekaar. Wat praat jy? Wat so goed sê jy? Mense, ons gaan lang trane huil. En ek sê ons, want ek is nie hoogheilig nie. Ek is nie 'n engeltjie nie. Ek sê ons gaan lang trane huil eendag, as ons nie na ons woorde begin kyk. En pas op wat ons spreek nie. Daar staan nie jou dade nie. Jy gaan nie aan jou dade gemeet word nie. Jy gaan aan jou woorde gemeet word. Dade seker ook, maar die skrif sê in daai gedeelte jou woorde. Let us make sure whatever we speak, first of all, remember you speak into existence, and second of all, whatever you speak will bear lots of fruit in your life and in the lives of everyone around you, of whom you have spoken. Don't be a part of Revelation 3 verse 15, where the Almighty literally states, literally or figuratively states, that He will spit you out of His mouth because you are lukewarm. You are not hot nor cold, you are lukewarm. Ek gaan kerk toe, en by die huis is ek 'n duiwel. Ek was daar. Vreeslike mooi gesiggie vir die mense, by die huis vloek, skel en skop die hond, en gooi glase en bekers, en die arme vrou wil nie naby jou kom nie, want dis 'n gevloek en 'n geskel. Die kleinste ou dingetjie ontstel jou. Mense, moet stop met hierdie goed hoor. Ek sê vir julle, dan wil jy hê jou seun en jou dogter moet nou eendag 'n perfekte lewensmaat kry en alles moet mooi gaan daar. Jy het die voorbeeld gestel. Jy, ek, ons stel die voorbeeld. Kinders doen nie wat ons sê hulle moet doen nie. Jy weet dit, hulle doen wat jy doen. Kinders doen, hulle doen wat ons doen. Hulle doen nie wat ons sê nie. Dis 'n ou ding daai, ons almal weet dit. Mense, ek wil hê julle moet almal 'n mooi dag en 'n mooi week hê. Vader is bitter goed vir my. Hy seën my uit my skoene uit. Ek is dankbaar vir elke slukkie koffie wat ek vat, vir elke ou stukkie braaivleis wat ek kan eet. Dis lekker. Ons het elke dag skoon klere om aan te trek. Dis nie omdat ek so mooi of so goed of so wat is nie. Dis genade. Genade uit die hemelse Vader se hand. Dit midde ons sonde, ons verkeerde woorde, ons slegte saad wat ons saai. Ek kan net vanoggend vir jou wat na hierdie video luister. Mense, kom tot stilstand. Kom tot stilstand. Gaan sit en doen inhoudsopgawe oor jou lewe. Jou woorde, jou dade, vir dit waarmee jy besig is as jy alleen is. Gaan sit en skryf. Doen inhoudsopgawe en kyk, waar is jy? Maak reg voor dit te laat is. Kry jou lewe in orde. En be sincere. Ja, jy gaan kerk toe. Elke Sondag of Saterdag.
gaan na watter geestelike gatherings. En by die huis is jy 'n huisduiwel nie. En dit geld vir mans en vrouens, nie net vir mans nie. Ja, ek is nie iemand wat kan kies nie. Ek kies nie kant nie. Ek sê altyd net reg en verkeerd. Maak nie saak wie jy is of wat jy is of hoe jonk of oud jy is nie. Dis either reg of verkeerd en klaar, einde van die storie. Mense, geseënde dag vir julle. Mag die Hemelse Vader goed wees vir julle. Kom by hom uit, maak tyd vir hom. Koop die tyd uit terwyl daar nog tyd is om uit te koop, asseblief.